First up in our last half hour of educational programs, Entrepreneur 2000, in which we learn of the importance of leadership within an organization. The episode also discusses the obvious benefits of good interaction between an organization and its clients. Just after 25 to 11, a repeat screening of episode 1 of the Transport series, On the Move. In Training Key to the Future, we examine to what extent on-the-job training is being practiced in South African firms. Continuous evaluations should be carried out to ensure that adequate provisions are made for proper training, so that nothing is left to chance. As 'n mens jou lewe in die lug gaan waag, moet jy daarvan oortuig wees dat die vliegtuig wat jy vervoer in 'n lugvaardige toestand is en dat die man wat die kontroles hanteer deeglik opgelei en vertroud is met alles wat nodig is om jou vlug veilig te maak. Dieselfde beginsels geld vir die entrepreneur wat suksesvol behaal. As ek nie vertroue in hierdie vlieënier en sy vliegtuig gehad het nie, sou ek nooit saam met hom opgestyg het nie. Ek weet die goed is gemaak om te vlieg, maar die grond is darem al ver van daar bo af. En is 'n wet van die natuur, wat opgaan, moet weer afkom. Nou, om te kan vlieg, is seker een van die mense grootste uitvindsels, maar sekerlik ook een van die gevaarlikste. Dit is altyd belangrik dat die entrepreneur ten alle tye aan die roer van sake staan en self die krisis hanteer. Ek word ek baie bly met my persoonlike gesprekke. Ek hoor dan van my kliënte tevrede te stel. Nou, my broer het vanoggend gekook nadat my motor weer gaan staan en ek sit die hele dag daarin te werk. Juffrou, sulke dinge gebeur maar. As jy vir iemand vir een van ons motors en ek stuur onmiddellik 'n werktuigkundige om die motor te gaan haal. As jy vanmiddag weer kom, dan word die motor gereed te wees. Wel, dankie dat jy my vertroue herstel het. Tot vanmiddag dan. 'n Sakeleier of entrepreneur bevind hom in baie opsigte in dieselfde posisie as 'n loods. Hy is aan die stuur op pad na 'n eindbestemming met 'n waardevolle vrag aan boord. Soos die loods wil die sakeleier hom verlaat op die ondersteuning van talle groepe mense en is hy afhanklik
van tegnologie en van selfhulp. Op sy vlug is die sakeleier en entrepreneur aan voorskrifte en beperkings onderhewig. Maar hulle moet genoeg vryheid hê om wanneer omstandighede dit vereis, aanpassings aan die vlugroete te maak of aan die rol van die personeel of selfs die prosedures wat aan boord geld. 'n Loods mag hom nooit aan die aktiwiteite aan boord van die vlug onttrek nie. Net so moet 'n sakeleier altyd op hoogte bly van wat in die organisasie aangaan. Hy moet ook te alle tye beskikbaar wees om krisisse wat mag opduik te help oplos en om belangrike aksies weer te voer. 'n Sakeleier se aandag mag nooit deur dinge wat nie vir die suksesvolle voltooiing van die vlug noodsaaklik is, afgetrek word nie. Hy en die onderneming moet hulle bepaal by die terreine waarvan hulle ondervinding het en waarmee hulle vertroud is. Indien risiko's geloop moet word, moet dit na oorweging van die alternatiewe en die moontlike gevolge en op 'n beplande wyse gedoen word. Die loods en sy bemanning is 'n klein maar effektiewe span wat in deurlopende noue kontak met mekaar is. Die samestelling en organisasie van 'n onderneming is na gelang van die grootte en aktiwiteite daarvan. Die groot maatskappye se struktuur lyk dikwels soos die takke van 'n boom en is self oor die wêreld versprei. Die hoofkantore van hierdie maatskappye is dikwels bakens in 'n stad en dit is 'n spieelbeeld van 'n maatskappy se struktuur. Hier word dikwels tot laat in die nag gewerk. International companies are active in the world. They understand that there is a tremendous interdependence in the world. They face certain problems, that they always act again within a context where nationalistic attitudes hamper the free trade in the world. I think you could see 4 or 5 steps in the development. First, trade, then transfer of know-how to other countries, and in the initial stages, repair and maintenance and service, then production, and I think we have reached now the stage where even research and development is being decentralized. They all have one characteristic, that they have a center for their worldwide product theory and product development, and they have regional offices, and normally they have a very complex matrix organization with where the product responsibility and the regional responsibility is equal in the kind of decision-making process. We have quite important international or transnational companies in South Africa as well, like De Beers or in American, the Rembrandt Group. I think they all operate on a similar basis. Ons het gesien hoe belangrik die regte bestuurspan vir 'n onderneming is. Asook hoe dit saamgestel word. As dit afgehandel is, kan die bedryf van die grond afkom. Maar om 'n veilige vlug te verseker, moet nog aan talle ander vereistes voldoen word. Een daarvan is die regte personeel. Een van die eerste probleme waarmee 'n ondernemer te doen kry as hy nie 'n eenmansvaartbedryf nie, is om bekwame personeel aan te stel wat aan die besigheidsbehoeftes sal voldoen. Hiervoor kan van koerantadvertensies gebruik gemaak word. Daar kan direk geskakel word met skoolverlaters, studente by universiteite wat die arbeidsmarkt gaan betree, en technikons, afhangende van welke type personeel benodig word. Ook kan arbeidsbureaus genader word, soos bijvoorbeeld by die departement van mannekrag, waar werksoekers reeds gestig is en die keringsproces dit veel makkelijker sal wees.
Ambertjie was hier nou 'n uitslike misverstand dat die eienaar van hierdie onderneming 'n groot klomp geld kon gekos het. En dit kon alles vir my gewees het, omdat die regte aanstelling van personeel van die begin af gemaak was. Dit is dus belangrik dat vooraf besin word oor welke poste in die onderneming gevul moet word en aan watter vereistes aansoekers moet voldoen. Hierin kan die hulp van 'n mannekrag spesialist van groot waarde wees.